Goeienaand almal. Goeienaand. Baie welkom hier in ons huisie, in our humble home. Ek wil net vir julle gou-gou 'n recap gee op laasweek, veral met PJ en JP nie hier was nie. Wat ek uiteindelik doen, bou op wat ons laasweek oor gepraat het. Nou, laasweek het ons gesels oor 'n bruilof. En wat gebeur op 'n bruilof? En wat is die simboliek, as ek dit so kan stel, tussen ons en Jesus en 'n bruilof. Nou ons is 'n bruid, en soos wat ek verduidelik het laasweek is, ons moet onsself voorberei, soos wat 'n bruid haarself voorberei vir troue. Rein, skoon, heilig te wees totdat Jesus kom. En as jy gaan kyk na die Joodse tradisie, wat gewoonlik gebeur is die man raak verloof aan die meisie en dan gaan hy weg vir 'n periode van tyd. En in daai periode van tyd gaan hy om 'n huis te maak vir hom en sy nuwe vrou. Net so het Jesus gegaan. En hy het gegaan na die hemel om vir ons 'n huis voor te berei. So in die tussentyd, terwyl ons wag vir Jesus om terug te keer, moet ons gaan en onsself geestelik 'n bruid voorberei om sy bruid te wees. Nou, ek gaan vanaand aangaan met waar ons kom by, noem dit nou maar die feesmaal. Maar dit gaan oor die communion of die nagmaal. Nou, ek het hierdie in Engels voorberei, so julle moet nou maar vanaand die Engels saam met my deurgaan, want wat ek doen is elke alternatiewe week doen ek 1 week Engels, 'n week Afrikaans, 1 week Engels, want gewoonlik is Michael hulle saam met ons, maar Michael hulle is nou nie vanaand hier nie. So, maar in elk geval, laat ek aangaan. Communion, the meaning, the sharing or exchanging of intimate thoughts and feelings on a mental or spiritual level. The service of Christian worship at when bread and wine are consecrated and shared. The Passover meal consists of matzahs, bitter herbs, charoset, ek kan nie al hierdie woorde uitspreek nie, zeroa, chazaret en Beitza. Nou, okay. Each one of them, en ek gaan julle verduidelik wat dit is. Die matzahs is 'n unleavened bread, met ander woorde ongesuurde brood. Bitter herbs, ja, bitter herbs is gewoonlik horseradish of bitter greens. En ek het gaan 'n bietjie kyk, hulle praat tot van lettuce, blaarslaai as deel van jou bitter herbs of greens. Nou horseradish, vir die van julle wat nie weet nie, is radyse. Raw. Wat klein bietjies. Okay, maar anyway, want hulle praat nee, ek kan nou nie dit op daaroor nie. Dan 'n charoset is a sweet paste made of fruit, nuts and spices and wine. So dit is 'n, ek wil amper sê as jy dink aan jou crushed garlic effek wat jy koop, ek dink dit is so iets. Okay. Dan is 'n roa, is 'n roasted lamb shank bone. En die chazaret is it's a second bitter herbs, often lettuce. Okay, daar kom die lettuce nou in. En dan is daar beitza, wat 'n roasted egg is. Hulle kook 'n eier in 'n dop en dan roast hulle hom oor 'n vlam. Okay. Now to understand the origin or the tradition of the Passover, we need to go to Exodus 12, verse
3 to 13. Exodus 12. Vir die van julle wat wil saam lees. Verse 3 to 13. Okay. Speak to all the congregation of Israel, saying, on the 10th of this month they are each one to take a lamb for themselves, according to their fathers' households, a lamb for each household. Now if the household is too small for a lamb, then he and his neighbor nearest to his house are to take one according to the number of persons in them. According to what each man should eat, you are to divide the lamb. Your lamb shall be an unblemished male, a year old. You may take it from the sheep or from the goats. You shall keep it until the 14th day of the same month. Then the whole assembly of the congregation of Israel is to kill it at twilight. Moreover, they shall take some of the blood and put it on the 2 doorposts and on the lintel of the houses in which they eat it. They shall eat the flesh that same night, roasted with fire, and they shall eat it with unleavened bread and bitter herbs. Do not eat any of it raw or boiled at all with water, but rather roasted with fire, both its head and its legs along with its entrails. And you shall not leave any of it over until morning, but whatever is left of it until morning you shall burn with fire. Now you shall eat it in this manner, with your loins girded, your sandals on your feet, and your staff in your hand, and you shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. For I will go through the land of Egypt on that night, and will strike down all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt I will execute judgments. I am the Lord. The blood shall be a sign for you on the houses where you live, and when I see the blood, I will pass over you, and no plague will befall you to destroy you when I strike the land of Egypt. Lees nie, want waaroor dit basies op die einde gaan is, dat jy het nodig om hierdie Passover, het hulle nodig gehad, hulle het nodig gehad om die Passover te heilig. Ek het die verkeerde versies gelees. Die Passover te heilig, terwille van hulle verlossing uit Egypte. Okay, dit is basies eintlik, ek nou die verkeerde deel gelees, maar dit kom nog steeds op dieselfde neer. Dit sê hierso dat elke huishouding 'n lammetjie moes vat. 'n blemish-free lamb. Kon 'n goat lamb of 'n sheep lamb gewees het. En hulle moes hom op die 10de dag moes hulle hom wegvat. Blemish-free beteken hy moet nie gebrek. Ja, hy mag geen gebrek hê nie. Hy moet nie skeel wees nie, hy moet nie uitkant of 'n oog uit hê of 'n gebreekte been of hy. Ja, of enigiets in daai lyn wees. Hy moes absoluut die perfekte lam gewees het. En dan moes hulle gegaan het en hulle moes die lammetjie dit sê hierso, speak ye unto the congregation of Israel, saying, in the 10th day of the month, they shall take to them every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb for an house. Maar nou sê dit ook, as jou huis te klein was, sê maar jy was nou net 2, en daai lam wat jy vat kan 12 voet, dan moet jy eerder inval by jou buurman. Okay, that said also, and if the household is too little for a lamb, let him and his neighbor next unto his house take it according to the number of the souls. Every man according to his eating shall make your count for a lamb. So met ander woorde, sê maar, kom ons spreek hypothetically. 6 mense kan uit 'n lam eet. Dan sou ons, wat hier sit, 1 lam gedeel het. Okay, want ons val dan onder, so dan sal ek nou byvoorbeeld die lam gee en julle eet nou saam met ons aan die lam. Okay, maar dan in dieselfde asem moes hulle die lam se bloed vat en aan die deurposts van hulle huise sit. En
hulle beskryf hierso ook hoe die lam moet wees. Ek sal vir julle op die groep, sal ek vir julle die skriflesing sit, dan kan julle dit net gaan lees later, want dit verduidelik hierso nou die hele deel, wat ek nou verkeerd gelees het, maar dit verduidelik nou die hele deel van eating the bitter herbs, hoe jy die lam moes gaar maak, en niks mag oorgebly het vir die volgende dag. Dan sê dit ook hoe jy moes reg wees om te eet. Dit verduidelik daar, jy moes jou kout aangaan, tucked in by your waistband. Jy moes staande eet, met skoene in jou voete en jou staf in jou hand. Nou, julle moet onthou die dag toe dit gebeur het, was dit die vooraan van die dood van die eerstgeborenes. So, ek wil amper sê, hulle was soos ready, steady, go, om uit Egipte uit te trek. En dis hoekom hulle moes hulle skoene aan hê, hulle moes klaar aangetrek gewees het, hulle moes al hulle goed reg gehad het. Want as Farao sê, gaan, dan moes hulle gaan. Okay, so in elk geval, dan ook wat gebeur het, is, jy mag nie padkos gevat het. So sê maar nou, soos ons nou, ons het klaar geëet aan daai lam, dan moes daai res van daai lam in die vuur gegooi geword het, en deur die vuur verteer geword het. En daai lam mag net, ek dink eers as hy gaar was, as ek reg gelees het, dan kon jy van hom afhaal, maar hy moes in sy geheel, bruin kop, alles, moes jy hom op die vuur gaar maak. En eers as jy nou klaar geëet het van hom, dan gooi jy die res in die vuur, laat dit verbrand. En die rede daarvoor was dat, hoekom hulle dit moes herinner, of bly celebrate, is dit was tot viering van hulle uittog uit Egipte. Nou kom ons by. Wat is die verskil tussen Passover and the Lord's Supper? So met ander woorde, soos ons het vandag noem communion, wat is die verskil? So ek gaan nou gaan vir julle hier so lees. Blood of the lamb was being painted on the doorposts. The meat had to be roasted over the fire and eaten with bitter herbs and unleavened bread. The entire lamb had to be roasted over fire. Nothing was to be left over. If there was anything leftovers, it was to be burnt by fire. They had to eat it dressed, cloak tucked into the belt, sandals on the feet, and staff in the hand. In other words, they had to be ready and fully prepared. After this day, the Jews had to commemorate this day and celebrate it as a festival. Nou kom ons na the Lord's Supper. Now, during the Lord's Supper, Jesus broke the bread and poured the wine and blessed it, the blood of the covenant. Here, Jesus was the perfect, unblemished lamb. His blood was poured out for our sins on the cross. He covered us with the blood so that we will not die, but have everlasting life. Nou, as jy gaan kyk na die Israeliete, het die bloed gevat aan die deurpost, om hulle te beskerm teen die doodsengel. So word ons beskerm, deur die bloed van Jesus, deur die bloed van die lam, dat ons 'n ewige lewe kan hê. Ek het baie om vir julle te vertel eintlik hieroor, maar ek dink ek wil julle nie te veel overwhelm met al die inligting wat ek het nie. Maar dit is my baie interessant gewees toe ek gaan kyk het na hierdie goed. Oor hoe die twee eintlik maar dieselfde is. Want die unblemished lamb wat hulle moes sacrifice, Jesus was die unblemished lamb. Dan het hulle die bloed moes verf aan die doorpost. Jesus se bloed is ons verlossing en ons bevryding. Jesus, die Here het vir hulle gesê, hulle moet die dag celebrate. Jesus sê, ons moet nagmaal vier,
so gereeld as moontlik to the remembrance of. Met ander woorde, weer eens ter nagedagtenis van die Here se offer vir ons. Ek het nou die dag iemand gehad met wie ek gepraat het, en ek vir hulle vra, hoekom hou ons nagmaal? En sy antwoord my en sy sê vir my, om ons sondes te vergewe. Toe sê ek, nee, Jesus het ons sondes klaar vergewe. Dit is om te herdenk dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Nou wil ek by sê, ons kan nagmaal vier, anytime, any day, any week. Het hoef nie net een keer 'n maand te wees nie. Daar's mense wat dit een keer 'n week doen, daar's mense wat dit daagliks doen. Maar nou wil ek ook sê, volgende week gaan ek met julle deel wat gebeur as jy die nagmaal verkeerdelik gebruik. Want jy kan nie net nagmaal hou en jy dink, hoepie, I'm doing it as a remembrance nie. Daar is voorwaardes aan gebonde. Daar is voorwaardes aan hoekom jy moet reg wees as jy nagmaal gaan. So ja, dit is baie belangrik om te verstaan dat die Passover is vervang deur die communion. Okay. Want Jesus het gekom om die wet te volbring. So met ander woorde, ons as nuutgebore Christene of as wedergebore Christene moet die Lord's Supper of Communion hou. Nou ek wil gou vir julle ietsie vra. Omdat ons het laasweek baie gepraat van intimiteit. Het julle al in julle gedagtes laat dink, hoe het hulle geëet in daai dae? Hoe was die setup? Is dit soos by 'n tafel gewees? Het hulle op die vloer gesit? Hoe was hulle ek sou dink hulle het op 'n tafel gesit. Okay. Enig iemand anders sê iets? Tafel. Okay, ek gaan gou vir julle vertel. Hulle het nie tafels gehad soos ons nie. Hulle tafels was laag op die grond en daar was gewoonlik kussings. As jy gaan kyk na 'n huis in daai dae, daar was nie slaapkamers nie. Daar was nie 'n aparte sitkamer nie. Daar was nie 'n eetkamer nie. Dit was een vertrek. Dit was gewoonlik een vertrek en jy het miskien 'n bokamer gehad en jy het gewoonlik 'n plek gehad waar jou diere gebly het. Nou wat gebeur het veral in dis hoekom as iemand gaan slaap in die aand, het hulle nie die geneigtheid gehad om vir jou te kom oopmaak as jy klop aan die deur nie, want jou mense lê almal met hulle bedmatjies uitgesprei daar en hulle lê almal daar in slaap. Nou dit is presies dieselfde konsep vir die eetkamer. Tafel is uitgebring, kussings is rondgegooi en die mense het meer, ek wil sê op 'n lê posisie gesit aan tafel. Ek sal vir demonstreer. Ek het so gesit. Sit nie hier opkom nie. Dan is dit. Ons is 'n paar aan ons kan nie altyd Ja, jy weet jy het so by die tafel gesit met jou bene die kant toe, op hierdie arm het jy geleun en jy het met hierdie hand net so, letterlik so. Dit was presies. Want as jy En gaan dan was jou kos vir jou klaar opgesaai sny gewees in bite-sized chunks. yes, Wie jy die kos opgedien het, moes versorg het dat die kos klaar opgesny is, want jy kan nie so hompvleis met dit aan. So jou vleis was klaar in klein reepietjies opgesny sodat jy dit net kan pak. ja. Okay, so dat hom Ja, so daar was nie mense wat in die Ja, en alles was met die hand gedoen en selfs toe Jesus die brood gevat het en gebreek het. Jou brood het wel miskien in 'n skottel gekom, maar hy het dit gebreek want jy breek 'n stuk af om te eet. En dis hoe Jesus dit Ja, gedoen jy het. het hierdie hand nog steeds gehad. Jy weet jy Ja. het hierdie hand gesit en dan jy het gebreek. En nou wil ek ook vir jou sê, soos Rihanna daar sit, as jy gaan lees oor waar Johannes gesit het,
gedurende die lotsappe. Ja, hy het so gesit by Jesus. En dan het hy so met sy skop so op Jesus se skoot. Nou as jy vat hoe intiem dit is. En dis Ja. waaroor ons praat, is die intimiteit van wat ons eintlik moet hê met Christus. Want dis alles waaroor laasweek gegaan het, dis alles waaroor vandag nog steeds gaan. As ons het nodig om daai intimiteit te hê, daai closeness, daai persoonlike interaksie Ja. met die Here. Om so naby aan hom te wees soos wat Johannes op sy skoot kon lê. Is dit nie 'n awesome gevoel nie? Is dit nie 'n awesome begeerte om te hê dat jy eintlik op daar op sy skoot wil hê? En dan het Jesus nou natuurlik die brood gebreek en die wyn uitgedeel vir almal en gedank en gesê: neem, eet, neem, drink. Dis my liggaam, dis my bloed. En doen dit so gereeld as moontlik ter nagedagtenis aan my. So wat ek eintlik vanaand vir julle wil sê is, nagmaal is nie net 'n ritual. Nagmaal is nie net ons doen dit elke einde van die maand, ons moet dit doen nie. There's much more behind it. En wanneer ons begin verstaan die intimiteit wat daarmee saamgaan, sal jy dit nie net ligtelik vat en eet en drink nie. Nee. Want daar's baie meer daar agter as net daai stukkie brood of net daai glasie druiwe. Daar's 'n hele, ek wil amper sê dieper betekenis wat daarmee saamgaan. En ek moet vir julle sê die Here is eintlik baie awesome want elke dingetjie wat ek op die oomblik doen pas so by mekaar in. En ek moet sê ons dien 'n Here van absolute orde. Ek het nog nooit in my lewe teëgekom dat die Here so is nie. Ons is so scatterbrain, Out of order, ja. totaal en al. Maar ek meen, die Here gesels met my, dan het hy nou al so baie met my gedeel. En al my goed, as julle nou gaan kyk en terugkyk en luister, pas een vir een in mekaar. En soos ek sê, nou volgende week gaan ek met julle gesels oor die curses wat verbonde is met wanneer jy nagmaal nie reg gebruik nie. Daar is repercussions wanneer jy gevolge. Daar is gevolge wanneer jy nagmaal gebruik verkeerd. So dit is vir my 'n groot voorreg op die oomblik. Dit alles wat die Here met my deel, dat ek dit met julle kan deel. En dit klink snaaks, maar dis hoekom ek so graag wil hê julle ouens moet elke week hier wees. Want jy mis uit op gaps van waaroor die Here praat, want omdat dit alles slegs kaartstukkies is wat een gehele patroon wys. Ek het 'n WhatsApp groepie begin veral vir ons ouens wat donderdae hier is. So ek sal nou begin om die preke of praatjies of wat ook al julle dit wil noem, op te sit sodat julle hulle almal kan, yes, dat julle as jy iewers uitgemis het, gaan jy en jy gaan kyk na daai goed, maar dan gaan alles vir jou meer sin maak. En want ek kan nie elke keer teruggaan en die vorige week en die vorige week en die vorige week so goed bespreek. So volgende week, soos ek sê, ek sien baie uit daarna. I'm very excited om met julle te gesels oor curses wanneer ons nie die dinge reg doen nie. Jy weet dat alles wat ons doen het gevolge. Of dit goed of sleg is, het dit alles gevolge. En ek hoop ek help julle om te leer om die goeie te doen en eerder goeie gevolge te hê uit aksies as om slegte gevolge te hê uit slegte aksies. So ja, ek dink ek gaan net hier stop want daar is eintlik vrek baie wat ek met julle kan deel. Maar ek sal dit vir julle op die groep deel, dan kan julle dit in julle eie tyd gaan deurlees. Dis eintlik baie interessant, so ek sal dit met julle deel. Dan kan julle sien
Passover is a biblical festival. Dan die symboliek van waaroor dit gaan. En ook die tradisionele Joodse manier van Passover, wat hulle eet en wat hulle doen en hoekom hulle dit so doen. En dan kyk ons na die Lord's Supper, wat die fulfillment is van die Passover. En dit is die basis daar. Dit is wat ek vir julle sal aanstuur, so dit sal net 'n bietjie meer details en skrifverwysings vir julle gee, as wat ek nou met julle bespreek het. Enige vrae? Enige gedagtes? Ja, ek het nog nooit so daaraan gedink nie, maar dit het nogal Passover en nagmaal, nooit gedink, ja, Ja, is verband. ja. Ja, verseker. Kyk, ek gaan gou vir julle ietsie vertel. Ons almal word altyd vertel, jy moet jou Bybel lees, jy moet jou Bybel lees, jy moet jou Bybel lees. Maar hoe lees jy jou Bybel? Ja, met wat se oog, ja. Kom ek vertel vir julle, solank as wat ek nou al tyd spandeer, solank as wat ek met die Here deel, solank as wat ek Bybel lees, leer ek nog steeds elke keer iets nuuts. Iets Elke wat jy keer. al gelees het, maar dan, as jy dit nou weer gaan lees, dan is dit net helderheid en dan kom ek my by, maar hoorie, dis wat Of dit maak ewe skielik sin, soos jy nou sê, daai liggie wat aangaan. Ja. Jy het nog nooit so daarna gekyk nie, of jy het nog nooit so daaraan gedink nie. En weet jy wat vir my nog meer awesome is? Jy begin God se liefde meer intens ervaar, meer intiem ervaar, wanneer jy sy woord begin verstaan. Ek glo in my hart, dis nie net Openbaring wat 'n verduideliking nodig het nie. Ek glo nie dis net Romans of Daniel of wat ook al wat 'n intense bespreking nodig het nie. Die hele woord van God is nodig om so te, ek wil sê dissect, uit mekaar uit te gaan trek. Ek ken 'n vriendinnetjie wat vir my gesê het, o nee, sy wil nie so baie details van die Bybel ken nie, sy happy om net die Bybel te lees. Nou, as jy regtig waar ek en Rian op die stadium is, kom, en jy begin die woord van die Here bestudeer, nie net lees nie, bestudeer, dan kom jy af op goed soos hierdie. Jy het geweet, hulle moes all dressed up and ready for action wees nie. Ek het nie geweet nie. Dis hoekom ek sê, ek het dit geleer. Dis iets wat vir my geleer het. Die Here sê, so ek wil net kyk of ek die versie gou kan kry se vinnig uit. Ja, hier sê, vers 11, and thus shall ye eat it, with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand. And ye shall eat in haste. Met ander woorde, nie opleef vreet, nie net eet nie. Met vinnig eet. It is the Lord's Passover. Ek het dit nooit raak gelees nie, tot ek nou begin werk het met hierdie. Ek het nie geweet, hulle moes met skoene, met hulle klere aan, met hulle staf in hulle hand, en staande staan en eet nie. Maar dit maak sin, want hulle moes reg wees. Want as Farao sê, hulle kan gaan, dat hulle kon gaan. Dat hulle nie nog moet rondskarrel. En nog soek na goed en skoene en wat ook al, ek verstaan. Ja, en dis hoekom ek sê, ek leer net so. Elke keer as ek met hierdie goed werk, leer ek ook niet uit die woord van die Here. So ja, wie wil vir ons afsluit met gebed? Die maak van. Ek is besig om jou te pointie wat daar kan. Jy kan as jy wil. Sê maar.
Halleluja, Here. Ons loof en ons prys U wonderlike naam. Here, ek wil vanaand in besonder dankie sê vir ieder en elkeen wat hier in ons huis vergader om na U woord te luister. Here, ek bid dat U ons sal laat groei. Here Jesus, nie net in getal nie, maar ook in gees. Want dit is waaroor dit gaan. Dat ons gees te sterker kan maak en dat ons meer en meer soos U kan wees. Here, ek bid vanaand in besonder vir Michael, wat Here Jesus vanaand met seer harte iemand aan die dood moes afstaan. Ja, Here Jesus, die dood is nooit aangenaam, maar dit is ongelukkig deel van ons lewens. Maar Here, as ons weet, dat ons aan U behoort, het ons nie nodig om te huil. Here, troos hulle vanaand, staan by hulle stil weer, en raak hulle aan, en weet dat hulle getroos kan word, en in U hande is, en dat U hulle trooster is. Ons loof en ons prys U wonderlike naam. En Here, voordat ek afsluit, wil ek ook net sê dankie vanaand, dat JP en Linda weer aan mekaar teruggaan. En Jesus, dat U hand ook in hulle lewens wys. En Here, dat ek vra vanaand, dat U hulle net sal stywer en stywer vashou aan. Ons vra dit nie omdat ons dit vir U nie, my Here, maar alleen uit genade. Amen. Dankie.